Amen. Prys die Here. Nou ja, ek wil net vir my Ryka bestuur daar te sê, maar wel, mag julle ryklik geseën wees vanmôre. Ons het nou ongelukkig hier by ons, het ons 'n manier, ons plak superglue, daar waar julle sit by ons ouders. En dan sien ek hier ook vanmôre iemand baie welkom dan nie. Mag die Here weer ryklik seën, mag u ook die diens saam met ons geniet. So, kom ons geniet en so ek is bly jy is hier vanmôre. Amen. Prys die Here. Sy sal seker daar sê, pastoor, ek is bly om jou te sien. Dat ek daar nog nie kan staan. Maar ek wil vra dat ons dan vanmôre net sal staan en ons hierdie diens open met gebed en Jan is hier agter my. Hy gaan ons openingsgebed doen en bid ons vir die verrigtinge vanoggend. Ek wil u vra vanmôre, wanneer ons gaan saam sing vanmôre, aanbid 'n bietjie die Here. Wees deel van ons aanbiddingsspan. Ons het nie net om ons Jesus, soos die kerk, die kerke waar om predikant alles doen. Ons is hier, ons kom hier net om die Here se naam groot te maak en te verheerlik. So kom ons staan, en ons hierdie diens opdra aan die Here, en vertrou die Here regtig ons geseën, en alles wat die plaasvind sal wees tot opbou van my en jou geestelike lewe vanmôre. Kom ons bid met saam. Baie dankie. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer as 'n familie hier in die huis kan vergader. Dankie dat U oor ons gewaak het in hierdie nag. Ons bewaar het, ons beskerm het en dat ons vanoggend gesond is en uitgerus is en gereed is om te hoor wat U vir ons wil sê vanoggend. Maar ons bid vir hulle wat ons voorregte het vandag, dat ons sal voorsien in hulle behoeftes, sal deure oopmaak vir hulle wat uitgaan of vir hulle beter toekomste bou, Vader. Ons bid vir hulle wat hartseer is vir vertroosting, vir bemoediging, Vader, en dan soveel mense wat U nodig het in die liggaam, Vader. Ons bid vir Shamaine wat woensdag ingaan vir die operasie, dat die hand van genesing met haar sal wees, Vader, en dat hy in daardie teater ook teenwoordig sal wees en dat die operasie suksesvol sal wees. Ons bid vir Annetjie, Vader, wat nie lekker is, en dat U ook daar sal ingryp, sal gesond maak, soos net U dit kan doen. Soveel ander mense wat U nodig het in hulle liggame, Vader. U ken elkeen by die naam, U weet van elkeen se kwale en siektes, en ons bid dat U sal aanraak, sal gesond maak, en dat hulle weer by ons kan aansluit, Vader. Dan dra ons net vanoggend hierdie diens aan U op, Vader, bid vir die voorsangers, vir die musikante, help ons om dit met die beste van ons vermoëns te doen, Vader, en dat elke lied wat ons sing, 'n lofprysing tot U sal wees. Ons bid vir die boodskap wat vir ons gebring het, Vader, ons sê dankie dat pastoor weer vanoggend op sy plek kan wees, en ons bid, Vader, vir U seën op hom, dat hy deur hierdie diens vir ons kan die boodskap bring, wat U wil hê ons moet hoor vandag, Vader. Gaan hulle so met ons ook met die verrigtinge na die tyd, vra ek dat U ook dit sal seën, Vader, en ons vra dit al vanoggend in Jesus naam, en die gemeente sê, Amen. Ons groet U ook vanoggend op hierdie spesiale geleentheid. Nou, weet jy wat is die spesiale geleentheid vanoggend? Dit is om weer vanoggend al die lof en al die eer en aanbidding aan Jesus Christus te gee wat hom toekom. Psalm 18 vers 13 sê, die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild en magtige redder, my veilige vesting. Waarom dink u word na Jesus verwys as die rots? Omdat hy stabiel is en dat hy nooit kan verander nie. Net soos 'n rots. Ek weet nie van u nie, maar ek ervaar elke dag van my lewe God se goedheid en sy guns. So kom ons maak vanoggend van die geleentheid gebruik. Kom ons sê luidkeels vanoggend. Kom ons proklameer dat Jesus ons vesting en ons krag is. Terwyl ons eerste koorvers gaan sing, die Here is my vesting. Sing dit hartlik en aanbidding saam. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder. Die een op die ek die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n paas op sy kinders. Die Here is van my nooit sou kom verlies. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here,
As ons Here loof en prys is ons gelukkig en ons is ons dankbaar. Ek gaan vra dat terwyl ons dat die musikante vir ons volgende koor die hele 2 keer sal speel. Ons kan maar 3 keer saam so, maar terwyl hulle speel, gaan groet iemand en gee vir hom 'n glimlag van jou, dat hy weer terug glimlag en sê ons prys die Here, dan kan ons saam sing. Maar weet jy, hierdie week het die Here weer eens vir my herinner, maar ek is wonderbaar. Ek red en ek genees en ek doop hom met my gees. En daarom kan ons vanoggend net sing, ja, hy is wonderbaar. Kom ons sing dit weer. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees en hy doop hom met sy gees. Wonderbaar, wonderbaar, ja, hy is wonderbaar, wonderbaar, ja, hy is wonderbaar, wonderbaar. Jesus red en genees en hy doop hom met sy gees. Ja, hy is wonderbaar, 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 ja, hy is wonderbaar, wonderbaar. Wonderbaar, wonderbaar.
pastoor, dan is ook conferentie daar weer. We lekker ons aan die tabernakel gesit. Wanneer ons bid of met die Here praat, hoe gereeld vertel ons hom dat ons ons lief het. Weet jy hoekom ons lief het, Here? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Kom sê dit weer vandag. Bevestig jou verbintenis aan die Here Jesus Christus, weet om te sê, Here, ek het U lief en ek waardeer U. Kom ons sing aan aanbidding saam met die pragtige koortjie wat sê, die lof en die eer kom U toe, Here, die lof en die eer kom U toe. Die lof en die eer kom U toe, Here, die lof en die eer kom U toe. Ons bring die eer van U naam, die lof en die eer kom U toe. Die lof en die eer kom U toe, Here, die lof en die eer kom U toe. Ons bring die eer van U naam, die lof en die eer kom U toe. Die lof en die eer kom U toe, Here, die lof en die eer kom U toe. Ons bring die eer van U naam, die lof en die eer kom U toe. Die volgende paar liedjies het seker die mooiste lirieke wat die liedjies skryf wat die omvang en die grootheid van die Allerhoogste in woorde te weer vasval. Alhoewel ons nooit sy grootheid kan pyn of kan weergee nie, kom ons gebruik dat ons steeds in besin sy grootheid verloor jouself volgens hom. Ek gaan nou 'n stelling maak. Ons het miskien nie alles wat ons graag wil hê nie, maar ons het definitief meer as wat ons verdien, dankzij Jesus Christus. Kom ons sing die volgende paar koorverse en dan bid ons saam. Thou art
Thou hast created all things, and for the pleasure they are created, thou art worthy, O Lord. Terwijl die woord gesluit is en die hoofd opgebouwd is, kom ons bid om vir 'n paar wonder daar langs staan. Kom ons sê vir die Here om ons saam. Kom ons gee hom al die lof en die eer wat ons op Here ons loof hier. Ons prys en ons bid hier vanmôre. Dankie Here vir die liefde. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here. Dankie vir die Christus. Here, dankie vir wat U ons elke dag vir ons doen. Ons loof. Ons prys en eer. Ek vra dat terwyl die woord gesluit is, dat die musikante vir ons laaste kootjie, julle kootjies sal deurspeel. Wat dit deurspeel. Praat bietjie met die Here. Ons kan dit derde keer saam so baie dankie.
Ek gaan vanmôre so 'n bietjie anders te begin. En eers ons teksverse weer in voor. En dan gaan ek my inleiding gaan ek so 'n bietjie met die deel en daarna gaan ek net so kort boodskap met die bring met betrekking tot ons tema van vanoggend. So ek wil vra dat in Daniël die 6de hoofstuk, vers 5 en 6, saam met my sal lees. So ek gaan kyk of hulle dit op die bord het. En ek gaan dit maar hier uit my Bybel lees. En ek moet glo dat gaan nie vanmôre weer so swem soos laat vorige keer dat dit weggeraak het. Maar het is lekker om die woord van die Here te bedien. Weet jy, terwyl ek in die week met iemand gesels rondom die bediening, want almal vra maar hoe lang wil jy nog aangaan? Dan wonder jy baie keer toe God jou geroep het, tot waar toe het hy die streep getrek. As hy jou geroep het om te bedien, ek het al baie senior pastore hoor sê dit, en ek kry nog steeds woord, maar ek kry nie 'n plek waar hulle kan aflewer. So ek is nog dankbaar dat ek kan nog in hierdie gemeente die woord van die Here aflewer. Ek wil net vanaf voordat ek gaan kuier, en ek het nou vir haar om verskoning gevra. Dis nie dat ek haar naam verkeerd geskryf het nie. My handskrif was net te lelik. Ek het dit self gekoppel. So ek het haar om verskoning gevra. So ek is bly dat hulle goed tuis hier by sy werk saam met my vrou. So hulle is vanmôre hier saam met ons. Ou volle lidmate. Hulle is daar op pastoor Morney se kerk gewees daar in Nou kom lees saam met my vers 5 en vers 6. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarom het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Jy het reg gelees? Vrede? Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te wees. Here, ek wil saam met die psalmdigter uitroep, hoe lieflik is u woninge, o Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie plek kom sing tot eer van die Here. Dankie dat ons u hier kom aanbid in gees en in waarheid. Dankie dat ons vanmôre nog die voorreg het om in vryheid die woord van God te kan lees. En Here, dankie dat ons vanmôre as gelowiges saam kan wees om die woord te kan hoor
Mag dit so wees, Here, dat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal doen wat die woord van die Here vanmôre van ons vra. Daarom bid ek die seën van die Here af op die prediking van die woord. Here, ek bely my afhanklikheid teenoor U. Ek erken vanmôre, Here, dat sonder U sal ek niks wees nie. Maar ek is bereid vanmôre om die spreekbuis te wees waardeur U vanmôre U woord tot ons harte spreek. Dankie dat ons dan hoor en kan hoor, en dan bid ek vanmôre, Here, dat ons ernstig sal wees oor U woord, en dat ons dan daarop sal reageer, soos wat ons toestand dan is, van ons hart en van ons lewe. Dit is my gebed. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, vroeg in die week, maandagoggend, het ek nog nie geweet waaroor ek vandag met U gaan praat. Toe kom 'n ou liedjie wat ons vroeër jare gesing het, wie is jy ook 'n Daniël, al staan jy ook alleen. Het sommer net hier so in my hart opgekom, en ek het hom maar gesing, sodat ek hom ken. Ek kan nie sing nie, maar ek hou van sing. En ek het maar hierdie ou koortjie gesing, wees jy maar net 'n Daniël, al staan jy ook alleen. En toe later aan die week, terwyl ek so oor die woord van die Here sit en die Here praat en oor 'n boodskap vanmôre, en hierdie gedagte, die Godvreesende mens. Toe dink ek aan watter karakters in die Bybel was Godvreesende mense, en ek dink twee baie besonders gedink, een Daniël natuurlik en die ander een Josef. En albei van hulle was onder moeilike omstandighede, maar hulle het uitgestaan vir die naam en die saak van die Here. Nou Daniël was 'n besonderse mens gewees. Die woord van die Here beskryf hom as 'n Godvreesende mens. Kerk, ek wil vanmôre vir u vra, as ons nou vanmôre oor hierdie onderwerp sou praat, die Godvreesende mens, dan glo ek behoort ons aan die einde van hierdie diens onsself af te vra, in watter mate is my Christenskap gebaseer op Godvreesendheid. Nou ek wil dadelik vir u vanmôre sê, broer en suster, dat 'n Godvreesende mens is nie iemand wat bang is vir God nie. Ander woorde nou, is ek bang om in sy teenwoordigheid te wees. Ek is bang om met hom te praat. Ek is bang om my hart voor hom leeg te maak. Ek is so bang vir God dat ek amper nie eers wil kerk toe gaan nie, want ek wil nie in sy teenwoordigheid wees nie. Maar 'n Godvreesende mens, geliefdes, is iemand wat God eer en respekteer vir die God wat hy werklik is. En daarom wil ek julle aanmoedig vanmôre om dit nooit uit julle hart uit te verloor nie, dat julle God sal lief hê met julle alles wat in julle is. Dat julle hom sal eer, kind van die Here, dat julle hom sal aanbid in gees en in waarheid, dat julle hom sal soek met julle hele harte en met julle hele siel en met julle hele wese. Prys sy wonderlike naam. Nou hierdie mense waarvan ons gelees het, wat nou na Daniël se lewe gekyk het, was nie eintlik sy vriende gewees, was nie sy pelle gewees, was nie mense gewees wat aan sy kant was. Laat my dink aan, mense kry mos twee soorte mense nou dink ek vanmôre aan, jy kry mense wat saam die stroom gaan. Dan kry jy ander mense wat stroom op is. Nou dink ek vanmôre, terwyl ek so daar in my sitkamer sit en so 'n bietjie voorberei, en ek sit en dink aan, as ek dit nou met die kerk moet vergelyk, baie mense sal in 'n gemeente inkom, en dan sal hulle in daardie gemeente saamvloei met die stroom. Hulle sal gelukkig wees met hoe dat die
gemeente hulle karakter gevorm het. En ek wil vanmôre vir julle sê, elke gemeente het sy eie karakter. En daardie karakter word baie keer gebaseer op baie dinge wat vir mense belangrik is. Vir ons is daar baie goed belangrik, vir ander kerke glad nie belangrik is. En dit is nie noodwendig verkeerd nie. En ons sien noodwendig reg. Maar die feit van die saak is, ons gemeente het 'n bepaalde karakter. En wanneer mense inkom en hy vir homself sê, maar weet jy, dit gaan nie vir my oor my nie. Dit gaan vir my oor my verhouding met God, en dit gaan oor hoe ek persoonlik die Here dien. En dan wil ek myself daarby skaar om vanmôre te sê, kind van die Here, dan wil ek net saam die vloei gaan. As hierdie ouens lyk om nie hande te klap nie, dan klap ek nie hande. As dit dalk 'n steurnis vir iemand anders sou wees. Maar as ek in my hart voel, ek wil hande klap as ek sing, dan wil ek dit doen, omdat ek dit wil doen. Nie omdat iemand anders dit wil doen, of moet doen, of voel dat dit sekere vereistes is. Nou as ek vanmôre dink in terme van, nou kom hierdie vyande van Daniël, en hulle ondersoek Daniël se lewe in sy werksomstandighede. En dan vind hulle, maar die ou Daniël is onberispelik. Jy kan nie 'n vinger na Daniël wys. Hy was regtig iemand na wie jy kon opsien. En nou sê hulle vir mekaar, hy sê, weet, ons sal niks skryf wat verkeerd is nie. En sy ons dit vind in sy godsdienst. En kyk, hoe mooi getuienis is dit nie van hom. Om te dink dat iemand moet na jou verhouding met God kyk, om te kyk of jy nie daar 'n fout maak, of jy nie daar miskien oortree, en dan wil hulle daar volgens dan 'n vinger wys en sê dat ons kan nie so maak nie. Nou geliefdes, as ek nou vanmôre net so kortliks vertel van Daniël, ek dink alles is aan die reeds gekend, ons ken hom al van kindsbene, het ons al hierdie Bybelboek gelees, en Daniël wat in die leeukuil beland het, en so aan en so aan. Maar as ek vanmôre vir u sê dat Daniël, as jy nou vat dat hulle wou gehad het dat hy moet neerval en die koning aanbid. Hoe sê hy, koning, ek gaan dit nie doen nie. Ek het reeds my gebedstye. My gebedstye is vasgestel. 3 maal op 'n dag, dan gaan ek na my bokamer toe, en maak die venster oop, ek kyk na die hemel, die God wat waarna ek aanbid, en dan aanbid ek hom. Ons dink 'n bietjie vanmôre, kind van die Here, aan ons gebedslewe. Hoe maklik hou ons op om te bid? Nou, 'n selfoon laat jou op bid. 'n klop in die deur laat jou ophou bid. 'n kind wat na jou roep in die huis laat jou baie keer ophou bid. Is dit waar? Ja, dis waar. Baie keer, geliefdes, dan laat ons so maklik na om ons gebed voor te sit, terwyl die woord van die Here baie belangrik vir ons vra dat ons moet ernstig wees oor ons gebed. Want u sien, ons praat nie met 'n gewone mens nie. Ons praat met God. En wanneer ons met God praat, moet ons erns maak met God. En dan vra ek vanmôre, broers, in die lig van ons tema, as ons skielik sou ophou, of sou nalat om voort te gaan met ons gebed, dink jy nog ons Godvreesendheid is nog op standaard? Dink jy nog dat as 'n selfoon belangriker is
as my gebed wat ek moet bid? Is ek werklik nog op die standaard wat God wil hê, dat ek Godvreesend moet wees? En geliefdes, as dit nie so is nie, dan behoort ek en jy vanmôre vir my en jouself af te vra, hoe gaan dit met my werklik op geestelike vlak? Hoe belangrik is my geestelike lewe vir my vanmôre? Hoe belangrik is dit dat ek vanmôre die Here kan dien met alles wat my is? Terwyl ek oor hierdie gedagte gedink het, broer en suster, toe wonder ek by myself, waaroor kan ek met u praat vanmôre wat jou en my sal kan help om ons Godvreesendheid op standaard te kry? En ek het by die gedagte uitgekom en ek glo dat die Heilige Gees het my daar toe gelei om met u te praat oor 7 vereistes. Ek kan nie baie lang wees nie. Om Godvreesend te wees. Dat ons werklik ons daartoe moet skaar. En toe wonder ek, terwyl ek daar sit en voorberei, Here, maar wat 'n gedeelte in die woord sal nou vir my hierdie eienskappe mooi kan uitlig. Jy weet jy, en toe kom Psalm 1 by my op. En ek wil graag vanmôre, en ek gaan nie die Psalm nou lees, ek gaan dit soos wat ek dit vinnig vir u verduidelik, die 7 eienskappe wat ek hier uitgehaal het, gaan ek dan sommer so met u behandel. En die eerste 2 eienskappe, kom sommer in die eerste vers voor. Ek gaan die 2 eerste vers vir u lees. Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van spotters. Ja, geliefdes, ek hoop u die woordjie nie gehoor omdat hy 3 maal herhaal word. Met ander woorde, wat hierdie man eintlik doen, en dis my eerste eienskap is, dat hy hom nie meng met die mense wat geen geestelike inhoud het. Hy is gefokus op mense wat in 'n verhouding met God staan. En ons gebruik baie keer in die industrie, hoor ons baie keer mense praat van mentors. En ek wonder hoeveel van ons het al in hierdie lewe vir hom of vir haar 'n geestelike mentor gekry. Iemand na wie toe jy opkyk. Iemand na wie, wanneer jy hoor of haar hoor, wanneer sy bid, dan hoor jy dat hierdie mense bid nie maar net sommer net 'n klompie woorde nie. Hierdie mens kan bid omdat hy 'n gewoonte het om met God te praat. En jy kan in daardie gebed vind jy baie spesifieke, dat daardie persoon vind 'n diepte in sy of haar verhouding met God. En ek wil vanmôre vir julle sê, broer en suster, ek glo vanmôre dat ons moet gefokus wees vanmôre om geestelike mentors vir ons te kry. Iemand na wie toe ons kan gaan en met vrymoedigheid te kan gesels. Het jy na iemand toe gegaan na wie jy opkyk en by daardie persoon gesê, my oom of my tannie of my broer of my suster, ek sukkel regtig om te bid. Ek sukkel regtig om die woord van die Here te verstaan. Ek sukkel regtig om met mense te praat oor die liefde van God. Baie mense sal eerder vanmôre vir jou sê, pastoor, maar ek kan vir jou 'n ry verskonings aanbied waarom ek dit nie kan doen nie, dat ek is soos 'n moes wat sê ek hakel, ek kan nie lekker praat nie. Kind van die Here, hoor my vanmôre, ek en jy moet vanmôre iets uit hierdie gedagte uitvat. Ek moet fokus op 'n geestelike mentor. En kom ons vra vanmôre, hoe sal so 'n persoon lyk?
Maar ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, jy kan net dit raak sien wanneer jy so 'n persoon ken. So jy moet in 'n verhouding met daai persoon kom. Dan kom jy agter, maar hierdie persoon is iemand wat gees vervuld is. Dis nie maar sommer net iemand wat kerk toe kom en iemand wat maar net daar sit. Maar hier's 'n man of hier's 'n vrou wat in 'n verhouding met God staan. Ek ken 'n baie hele paar van hulle in hierdie gemeente, wat ek kan sê dat ek weet dat hulle is mooi kinders van die Here. Hulle is man en vroue wat kan bid. Hulle is mense wat die woord van die Here ken. Hulle is mense wat vir jou sal bystaan en sal ondersteun in elke opsig. En dan die tweede eienskap is om werklik met gelowiges gemeenskap te kan hou. Met ander woorde, jy staan in 'n verhouding met gelowige mense. Ag, ek is nou al baie jare in die bediening en ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, baie keer het ek al gehoor, ek wil met kerkmense niks te maak. Ek gaan besigheid doen met hulle. Ek wil met hulle praat. Ek verwag niks van hulle. Ek wil vanmôre vir u sê, eintlik is dit 'n klad teenoor die Here. Ek en jy behoort eintlik vanmôre te sê, dis my broer, dis my suster, dis my vriend, ek wil gemeenskap met daardie man of daardie vrou. Ek wil hulle ondersteun, ek wil hulle bystaan, ek wil hulle help, ek wil vir hulle liefde gee, ek wil by hulle raad hê, ek wil hulle soek, ek wil hulle ondersteun in elke opsig van my lewe. Hy sê baie spesifiek hierso, maar hy staan op die weg van die sondaars. Dit beteken nie vanmôre, broers, dat ek en jy glad nie betrokke moet wees by sondaars, nie waar? Ek en jy het 'n roeping. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Met ander woorde, ons het 'n verantwoordelikheid om by mense uit te kom, om vir hulle te sê dat Jesus red, hy genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Kerk, ek wil vanmôre vir u sê, ons moet begin opgewonde raak en spontaan begin raak om hierdie dinge aan die wêreld te kan verkom. Maar hulle is nie my vriende nie. In die sin dat hulle praat nie my taal nie. Wanneer ek oor die Bybel wil praat, sal hulle niks weet waarom oor te gesels nie. Daarom sal jy baie keer in 'n geselskap wees, dan kom jy agter, maar hier is eintlik niks nie. Ek kry niks nie, ek gaan nou weer my pa noem, jy my maar vergewe, maar hy het altyd vertel as kinders van die Here so by mekaar gekom, die eerste wat hulle gedoen het is, hulle gaan sit by mekaar en dan bid hulle eers en sê, dankie Here, dat ons as broers en susters weer by mekaar kan wees. Want nou kan ons oor die woord van die Here praat. Nou kan ons gesels oor die goedheid en die gunste en die genade van die Here. Ek dink ons moet as ons kinders van die Here is, moet ons probeer om nie meer te kla en te murmureer oor die regering en oor die petrolprys en die broodprys en al daai pryse wat so verskriklik hoog is nie. Ons weet almal dis hoog. En die geld bly maar altyd min. Glo my vanmôre, daar's baie meer dinge waaroor ek en jy vanmôre kan praat, wanneer dit kom oor die goedheid van die Here. Wanneer dit kom oor die beloftes wat God in sy woord vir ons kan maak. Wanneer dit kom by die seëninge wat die Here vir my en vir jou instoor het. Dan die derde eienskap is ook baie belangrik. Is die woord van die Here. Hy sê hierso in vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here.
en hy oordink sy wet dag en nag. Geliefdes, dink 'n bietjie vanmôre oor die woord van die Here. Ek weet nie of jy dit so beleef nie, ek ondervind dit gereeld, dat baie keer lees ek gedeeltes wat ek al, hoeveel keer het ons al die Bybel gelees? En dan lees jy weer 'n stuk, en dan lees jy dit weer, en ek sê altyd vir die mense, en ek wil dit vanmôre maar weer vir u sê, lees 'n bietjie die woord van die Here hardop. Dat jy jouself kan hoor. Die woord van die Here sê dat die geloof kom deur die gehoor. Ander woorde, wanneer ons self hoor wat die woord van die Here sê, broer en suster, dan sal ons besef dat die woord van die Here skep 'n geleentheid dat ons sy woord sal herkou. Daaroor van nadenk. Nadenke beteken dat ons so 'n bietjie vrae sal vra, dat wanneer jy 'n gedeelte gelees, dan vra jy 'n bietjie vir jouself af, Here, wat sê u van God in u woord? Here, wat sê u van die Heilige Gees? Wat sê u van Jesus Christus? En dan, baie belangrik, nie daarop hou, dan vra jy, Here, wat wil u deur u woord vanmôre vir my sê? Hoe kan ek hierdie gedeelte wat ek gelees het prakties toepas in my lewe? Nie in my vrou se lewe nie, nie in Piet of Sannie se lewe nie. Hoe kan ek die woord van die Here in my lewe toepas, sodat ek 'n beter Christen kan wees, sodat ek vanmôre 'n man of vrou sal wees wat Godvreesend is. En dan is hier 'n pragtige gedeelte in hierdie gedeelte wat vir my sê, en hy sal wees, vers 3, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Geliefdes, hoor wat ek vanmôre vir sê, en ek dink die kerk worstel met hierdie probleem al vir baie jaar, is dat baie kinders van die Here dra nie meer die vrugte, die wat by die bekering pas. Ouch. So praat jy nou nonsens. Probeer jy net iets sê, maar gaan kyk 'n bietjie na mense, en dan vra jy vanmôre vir jouself af, maar dra ons nog vrugte? En dan maak ons dit persoonlik, ons gaan kyk eerstens na onsself, dis waar ons moet begin. Hoeveel mense kom soek vrugte by jou? Daar in die ry waar jy staan en jy jou skars lisensie uitneem en jy sien daar is 200 mense voor jou en dan wonder jy maar, ek dink nie ek het tyd daarvoor nie. Hoeveel mense sal begin om met jou te praat? Wanneer ek sien jy dan wat mooi glimlag. Wanneer ek sien daarin, daar's iets anders in jou. Wat het jy wat ek dalk nie het? Kijk, kom ek sê vanmôre vir u, dat wanneer ons vanoggend onsself tot beskikking stel, en ons onthou, dit is in ons Nederlandse boodskap, jou lewens tot beskikking van God sal stel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Wat nou dit beteken, dat ek en jy behoort diensbaar te wees. Ek en jy behoort vir die Here te werk. Ek en jy moet daarna uitsien om ons lewe ten koste van onsself beskikbaar te stel vir die koninkryk van God. En daarom moet ons vrugte dra wat by die bekering pas. Nou as ons nie vanmôre vrug dra nie, dan beteken dit ons moet ondersoek instel. Ons moet onsself afvra, wat het hierdie boom nodig vir my? Jy weet, as ek, soos wat hierdie teksvers sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Met ander woorde, ek dink ons moet eerstens na die penwortel toe gaan. En dis ons verhouding met God. Hoe is ek nog op die regte golflengte van dit wat God wil hê?
Is ek nog gefokus om die Here te dien in gees en in waarheid? Is my lewe so blootgestel aan die werking van die Heilige Gees, dat ek vanmôre sal sê, Here, ek wil niks anders te doen, as om die Gees te behaag. Handel deur die Gees sê die woord, en dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Daarom wil ek julle aanmoedig vanmôre. Kom ons dien die Here. Dan sê daardie gedeelte, hy sluit daarmee af. Hy sê dat die godvreesende mens sal die storms suksesvol hanteer. Dit is so wonderlik vir my en vir jou, wat vanmôre weet dat ons is gaan anker in die Here Jesus Christus. Ek is vanmôre duur gekoop deur die kosbare bloed van die Lam. Ek is vanmôre geplant by die waterstrome. Dit water het mos 'n manier om skoon te maak. Amen. Wanneer ons in daardie water van die Here is, dan kom reinig hy ons. En dan maak hy ons skoon en hy was ons en hy maak my en jou vanmôre dat ons bereikbaar kan wees tot eer van die Here. Ek dank die Here vanmôre dat baie keer gaan ons deur diep waters. En daarin die waters nie beteken dat God ons nou wil laat verdrink nie. Teendeel, hy vat ons deur daardie diep waters, sodat ons sy kan weet dat hy is ons bron. Want my oog bly maar net op die Here. Ek vertrou hom vanmôre vir alles wat in my lewe is en rondom my lewe. Dan sê hy vir ons verder, en daardie gedeelte, die laaste sin, praat dat alles wat ek doen, voer hy voorspoedige. Nou kerk, ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy vanmôre godvreesende mense is, dan kan ons soos Daniël onberispelik ons staan. Ek sê altyd vir mense, want ek bedoel selfs oor hulle werksituasies, want ek het ook al baie keer gewerk, waar die omstandighede nie altyd so aangenaam is. Maar sê ek, doen dit, asof julle dit vir die Here doen. Daai baas van jou kan sien, en kan ondervind. En gebeur wat ook, ek kan nie sonder hierdie man, of hierdie vrou, klaarkom. Want hulle werk is onberispelik. En ek wil regtig vanmôre sê, as kind van die Here, kan ek en jy vanmôre, met groot vrymoedigheid, kan ons hierdie werk, en ons kan vir die Here leef. Ek haas my, ek sien, ek preek hopeloos te lank vanmôre. Nie van plan gewees, om so lang. En dan die laaste, die 7de ene, 'n godvreesende mens, is 'n vergenoegde mens. Leer hierdie Bybel ons nie vanmôre, om in alles dankbaar te wees. En ek wil vanmôre vir u sê, u het dalk nie vanmôre alles wat u belees met Erik vanmôre dit vir u gestel het. Maar glo my, u het genoeg. En wees vergenoegd met wat jy het. En wees dankbaar dat die Here dit vir jou en vir my gee. Ek moet vanmôre dink aan veel mense sê vanmôre 50, 60. Ek dink vanmôre daar's gemeentes waar hulle stoele moet indra. Daar's baie meer mense. Maar weet jy, die Here het my gerusheid in my hart gegee. Wees vergenoegd met die mens wat hy in jou toevertrou. En ek wil vanmôre vir die Here dankie sê, dat ek vanmôre na mense kan kyk en sê, Here, ek is dankbaar vir elkeen wat in hierdie gemeente is. Ek is dankbaar vir hulle vriendelikheid. Ek is dankbaar vir hulle vaardigheid. Ek is dankbaar, ek lees, Rian stuur my in die week 'n boodskap, die kerk het 'n boodskap, dat ons moet iets doen rondom die draai hierna. En hy sê, noem my dit Sondag dadelik,
Ek sê pastoor, laat sak maar jou hand. Want hy weet ek sal graag betrokke wees. Hy weet ek sal graag ontlaai. Hy weet ek hou daarvan, dit is maar 'n manier vir my om betrokke te wees. En ek dink vanmôre in Nylstroom gemeente, jare terug toe ek so 'n beroep is, nog voordat ek getrek het, toe hulle 'n jaar afsluiting en hulle nooi my toe om te kom vir die geleentheid, ek dan in die nuwe pastoor. Ons die naweek daar, en toe hulle nou broeders vir die bors en toe daar raai. Toe ek my weer kry te sit, staan ek daar langs die rooster en ek het 'n tang en ek begin self bewaar. Ek sê, nee pastoor, jy moet dus tussen die mense beweeg. Ek sê, maar ek like dit. Ek sê, maar een ding wat ons moet verander hier, ons moet net al die bors, ons moet die vleis ook kry. En so sal ek het uitdraai, ons baie spitbraaie gehou en daar geneem. Nou broer en suster, môre het die woord gehoor, daar is 'n hele paar vereistes wat ek voorgehou het vanmôre. Wat ek en jy maar so 'n bietjie met liefde kan gaan herhou. En onsself vanmôre afvra, hoe kan ek dit implementeer? Wat kan ek doen om 'n beter kind van die Here te wees? Wat kan ek doen vanmôre dat mense in my vrugte sal sien? Vrugte wat by my bekering pas. En dan kan ons vanmôre eerlik wees, ons kan oneerlik wees, ons kan sê, ag wat, pastoor, ek hoor waar hy die preek vanmôre. Ek het dit my nie groei in dat ingaan, ek gaan nou maar vinnig hier uit. Ek sal miskien maar weer later daaroor nadink. Of, en dis my gebed, dis waarom ek glo vanmôre, dat die Here nie net hierdie boodskap vir ons gee om hier te hoor en daar uit te gaan. En my vertroue is, dat ek en jy vanmôre hierdie woord en ons eie geestelike lewe sal toets. En ons self vanmôre sal afvra, is ek op die plek waar ek behoort te wees? Kan ek werklik vanmôre sê dat ek sal slaag as daar 'n slag syfer sou wees? Of moet ek eerlik vanmôre wees? My gebedstyd, my verhouding met die Here, feit dat hy eerste in my lewe moet wees, is nie regtig so. Feit dat daar nie vrugte is nie, dan is dit die rede waarom baie mense maar net by my verbyloop. Ek wil vanmôre vir jou vra. Luister nou, wil ek net eers een ding ook sê. Baie keer van ons sal ons die verskoning maak, sê Here maar, ek doen nog sonde. Ek is mos nie volmaak. Wie van ons is? Niemand van ons hier is, wat hier is, kan sê dat ek doen alles reg. Maar Here, terwille van u koninkryk, ek wil my Godvreesendheid dat u wil ek opskerp. Ek wil my verhouding met God regkry. Ek wil die Here dien in gees en in waarheid. Ek wil my alles vermoë op die altaar sien, Here is. Ek gaan jou vra vanmôre, as jy wil, jy hoef nie. Ek gaan jou nie kwaad neem as jy nie gaan staan. Wat jou rede ook al mag wees, kom jy nie gaan saam met my staan. As jy vanmôre geluister het na die woord, en jy wil vanmôre met sy pastor, ek wil diensbaar wees. Ek wil bruikbaar wees. Ek wil die Here dien in hierdie gemeente. Here, ek wil voluit staan vir die naam saam van die Here. En vra ek jou vanmôre met liefde. Staan op jou voete saam met my. Ek wil graag vanmôre 'n toewydingsgebed. Ek wil elkeen van ons, ek staan net terwille van die feit dat ek preek. Ek wil vanmôre staan en sê, ja, ek, die barne, het my nodig.
Here, ek het jou nodig met my hele hart, met my hele siel, met my hele wees. Ek gaan nie dien. Here, ek wil U behaag. Here, ek wil vrugte dra. Ek wil U dien met alles wat in my is. As jy die Here nodig is, staan saam met my. Ek gaan bid. Vader, omdat U harte ken en lewens ken. En Here, omdat U vanmorgen weet, Here, in watter toestand elkeen van ons geestelike lewe is vanmorgen. Het ons 'n verhouding met die Here? Dien ons die Here? Here, loof en prys en eer en aanbid ons die God van die hemel en die aarde. Here, is ons werklik vanmorgen Godvreesende mense, soos Daniël. Here, kan ons vanmorgen sê, maar kyk maar na my lewe. Vader, ek bid vanmorgen dat as dit nie so is nie, Here, U vanmorgen ons tekortkominge sal raak sien. Here, U vanmorgen sal ervaar dat die Here van ons goed is, dat die Here van ons genadig is, dat die Here vanmorgen vir ons gaan help, dat ons uit hierdie diens sal stap vanmorgen met die oortuiging van ons hart. Here, ons gaan U dien in hierdie gemeente. Here, ons gaan U dien daar buitekant by ons werk, Here, in ons vriendekring, onder ons familie, Here, ons gaan daar getuig vir die naam en die saak van die Here. Dan vra ek vanmorgen, Here, ons kyk met afwagting af op na U, want Here, U is ons bron. Halleluja. Here, U is die koning wat kan regmaak, wat kan help, wat ons weer vanmorgen kan herstel, tot lof, tot eer en tot verheerliking van U. U doen die werk, Here, en ons sal versigtig wees om altyd net aan U al die lof en al die eer, al die aanbidding vir ons hart te bring. Dit is my gebed. Ek bid dit vir elkeen van ons in die wonderlike naam van Jesus. Sê vir U dankie daar. Amen. Right, terwyl ons gestaan, kom ons terwyl Chris vir ons net speel, van ons offerhande gee, ons dienst en offergawe. Daarna gaan ons net een koortjie so 2 maal saam sing, en dan gaan ons afsluit met gebed. Kom ons sing dit hartlik saam. Diakens, ons wacht net vir die diakens, hulle kom. Dankie.
sitplekke neem. Ek gaan net vra dat my vrou gaan na vore toe kom. Dan die susters, waar jy staan sy Ja, toe die susters vir my vra om iets te sê, is dit vir 'n oomblik asof ek stil word en ek hoor net. En ek hoor Hannetjie se hartklop. Anna gaan vir jou kyk nou nie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Jou hartklop gaan aanhou klop in die gemeente. Omdat ons weet wie se hartklop jy in jou het. Baie dankie vir jou. Ons het jou baie lief. Mag ek nou 'n versoek doen om vir die bestuurspan, die susters, te vra om saam met Hannetjie te kom staan. As julle vorentoe sal kom, dan kan ons vir Hannetjie bid. En pastoor het vir Hannetjie nodig, hierdie hartklop. En saam met sy pastoor en ons Vader dan saam 'n gesamentlike hartklop. En hulle hartklop is hierdie gemeente. Hanna, ons is ongelooflik lief vir jou. Dankie en ons wil jou arms ophou. En ek wil hê jy moet weet dat ons is jou ongelooflik lief. En jy is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Geluk met jou verjaarsdag. As die storms waai, dan weet ons jy is diep geanker en jy staan vas. En Hannetjie het altyd 'n baie vreemde manier om vir ons sissies te sê, jy is geanker. En ons weet, ons is geanker, omdat haar hartklop in lyn is met ons Hemelse Vader. Ons kan ons oor toe maak aan. Almagtige Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan ervaar hoe U Hannetjie se hart in U hand hou en U bepaal die ritme van daai hart. Here, dankie dat haar hart klop van vreugde, vrede, want sy is in U gegrond. Dankie Here vir haar liefde. Here, die jaar wat voorlê vir Hannetjie met haar verjaarsdag, met haar geliefdes, ons pastoor, so ook met haar kinders en haar kleinkinders wat haar soveel vreugde verskaf. Here, dat U hulle hartklop ook sal wees. Dankie Here dat ons in die maand van liefde die hartklop kan ervaar van U. In die naam van Jesus. Amen en amen. Dankie pastoor. Ek wil die volgende persoon gou uitroep. En die voorkom staan, want die is nog lekker chocolate wat jy kan kry. Karen Liebenberg, Neil Warner, Nel van der Merwe, Egan Wilkers, Amanda Kutse, Janet Erasmus, Daniel Vos, Tanya de Jager, Ria Nortje, Sonja Visser, Sonja Fourie, en dan Hendrik Kutse, Kobus van der Hevel, Hannetjie Barnett, Johanna Grobler, Niels Libbe, Eide Jansen van Vier, Poppie de Bruin, Christijn, en Willie Pinaar, Barend Vos, Petra Potgieter, Melanie, Morris, Norris, Schoenveld, Betty Grein, Magda Breitenbach, Magie Pinaar, Winston Polyvier, Pieter Blichner, Ivan Morris. Kom Ivan, haal jou chocolate.
Vader, baie dankie dat ons vir ons mensies kan bid. Dankie Here dat hulle 'n wonderlike jaar sal hê. En ons gebed vir is Here die vrede, die liefde en die genade van die Here elke dag met hulle sal wees, met hulle sal bly. Dat hulle in hierdie gemeente, Here, elke oomblik sal geniet, sal ervaar en sal beleef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan sit plek vind. Vier aangesteek het vroeger, dat so vinnig het oor, en so ek so getuig, so beloop, en dan woon my stem, so daar net alles is, maar die beloop. Kom ons sing nog een koortjie, dan ons afsluit, met gebed en Erik sal hier ons afsluit. Kom ons staan. The world that you give to me, the joy that I have. The world that you give to me, the joy that I have. The world that you give to me, the world that you give and the world can take it away. The joy that I have, the world that you give to me, the joy that I have. The world that you give to me, the joy that I have. The world that you give to me, the world that you give and the world can take it away. The joy that I have, the world that you give to me, the joy that I have, the world that you give to me, the joy that I have. The world that you give to me, the world that you give it and the world can take it away. The world that you give it and the world can take it away. Verstoor de stem, maar ik ben genoeg, maar zo bed is recht. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanoggend in die huis te kon wees. Here, dankie vir die geleentheid om U te kon loof en te kon prys en te aanbid, Here, dit wat in U toekom in elk geval. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here. Ek vra dat U dit ons sal toelaat om dit in ons harte te bære, Here, en daarom te gaan nadink en dit te prys. Maar die woord wat vanoggend uitgegaan is baie belangrik, Here, weet Pastoor Leslie het op U gewag daarvoor. Here, wil dan vra dat die geleentheid hierna sal seën, Here, dat die voedsel wat gaan voorberei is, tot ons liggame sal seën en ons liggame tot die diens. Here, en daarna wanneer ons huis toe beweeg, vra ons dat U vir ons reisende genade sal gee en ons weer op die uitbestemmde tyd en plek by mekaar sal bring in Jesus naam. Amen.